Goeiedag vriende, jy is ingeskakel by NG Graaf Reinet se aanlyn erediens. Dit is 28 Junie 2020, dag 94 van die nasionale inperking en week 15 van die Grendeltyd. Baie welkom, dis lekker dat jy deel is van hierdie uitsending. Dankie ook vir elkeen se ondersteuning tydens NG Graaf Reinet se aanlyn bazaar. Ons inkomste staan tans op R72.000 waarvoor ons die Here loof en waarvoor ons baie dankbaar is. Kom ons bid saam. Hier is ek, Here. Ek is kaal. Hier is my vreugde en my vrees. Hier is my hoop en my wanhoop. Hier is my suksesse en my mislukkings. Ek bring alles van my vir U. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Liewe vriende, ek wil jou nooi om 'n lied van oorgawe saam te sing. Neem my lewe, Here. Ek gee dit vir U. Dis daardie spesiale oomblik vir die kinders. Kom ons kry hulle nader, sodat hulle ook kan deelneem aan ons kindermoment. Almal dra deesdae maskers. En ons moet nou maskers dra, want ons moet ons beskerm teen daai lelike coronavirus. En dalk wonder jy ook, hoe lank gaan ons nog hierdie maskers moet dra? En dalk wonder jy, lyk ek mooi met my masker? En wat 'n masker lyk vir my die mooiste? En lyk ek die coolste van almal met my masker? Jesus gee natuurlik nie om oor hoe ons maskers lyk nie. Hy kyk nie na ons gesigte en hoe ons buite lyk nie, hy kyk na binne. Hy wil weet hoe voel ons in ons hartjies. Hy gee baie meer om vir hoe ons met mense praat en hoe ons met ons boeties en sissies saam speel en hoe ons ander mense help, hoe ons diertjies versorg en mooi na hulle kyk, hoe ons help om die natuur mooi op te pas en dit skoon en netjies te hou en nie te mors met goeders nie. Dis vir Jesus baie belangriker as die masker wat ek en jy dra. Jesus het daar in sy heel eerste preek in Matteus 6 daarvan gepraat. Hy het gesê, dit help nie jy wil mense help en dan wil jy hê almal moet sien en hoor hoe help jy nie. As jy mense wil help, doen dit net. Jy moet dan ook nie gaan foto's opsit op Facebook dat almal kan sien jy dit gedoen nie. Jy moet dit sommer net uit jou hart doen. Hy kyk na jou hartjie en dis vir hom belangriker. En hy het gesê, as jy gaan bid, dan moet jy nie daar op die straathoek gaan staan en bid, dat almal kan hoor en kan sien jy bid nie. Jy gaan doen dit eenkant, want jy praat mos in elk geval met hom self. En hy luister, en hy kyk na jou binnekant, nie na jou buitekant. So as jy nou volgende keer weer 'n maskertjie opsit, onthou, dis belangrik vir die coronavirus om ons te beskerm, maar vir Jesus is hoe jy binne in jou hart voel en lyk. Baie belangriker. Vandag luister ons na die 10 reëls van dankbaarheid. God se 10 beloftes aan elkeen van ons wat met ons hele hart op hom vertrou. Belofte 1. As ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie. Ek sal die ereplek hê. Belofte 2. As ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesneede beelde van my te maak nie. Jy sal self my beeld dra. Belofte 3. As jy my liefhet, sal my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe wees nie. Jy sal dit eerbiedig en respekteer. Belofte 4.
as ek die ereplek in jou lewe het, sal dit vir jou 'n vreugde wees om deel te neem aan die gemeenskap van gelowiges. Belofte 5. As ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Belofte 6. As jy my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of wil haat nie, wat nog te sê wil doodmaak. Belofte 7. As jy my liefhet, sal dit nie moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te bly nie. Belofte 8. As ek op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra, aan wie en waar kan ek iets doen of gee, sodat ek ook vir ander kan dien. Belofte 9. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ander kwaad te praat nie. Belofte 10. As jy een met my is, sal my gees jou tevrede maak, sodat jy vergenoegd sal wees en sal glo dat God vir jou sal gee wat jy nodig het. Kom ons dink vir 'n oomblik oor hierdie 10 beloftes van die Here en dan verootmoedig ons onsself in stilte voor hom. Kom ons word 'n oomblik stil. Here, ek erken en ek bely dat ek nie altyd u beloftes ernstig opneem nie. Dat ek nie altyd daardie beloftes glo nie, en dit is eintlik wat sonde is, dis om u nie op u woord te vat nie. Ek aanvaar vandag die beloftes, ek glo dit met my hele hart, vergewe my ongeloof. Amen. Die lewe is nie altyd soos dit lyk nie. Mense is nie altyd wat hulle voorgee nie. Ons steek dikwels dinge weg, sonde of pyn of worsteling of teleurstelling of swakhede, frustrasies of geheime. Ons dra maskers. Ons hou fronte voor. Totdat jy hoor, nog 'n oënskynlik gesonde huwelik loop op die rotse. Nog 'n oënskynlik gelukkige persoon ly aan stres of depressie of afhanklikheid. Nog 'n oënskynlik modeltiener loop weg. Nog 'n oënskynlik suksesvolle sakeman speel bankrot. En dan besef ek en jy opnuut, mense se maskers is te goed. Daar is 'n gesegde, goeie mure maak goeie bure. Aan die een kant beteken dit dat as jou heining ordentlik gebou is, jy nie probleme met jou bure gaan optel nie. Aan die ander kant beteken dit dat as die heining lekker hoog is, dan is jy baie privaat en dan gaan dit ook goeie buurmanskap verseker. Maar die probleem is dat mense dan vir jare langs mekaar woon en eendag kom jy by die huis, dan sien jy eers die polisievoertuig, dan die voertuie van die familie, dan uiteindelik die treklorry en dan besef jy, die mure was te hoog. Hoekom dra ons maskers? Genesis 3 vers 8 tot 13 help ons om iets meer daarvan te verstaan. Adam en Eva hoor hoe die Here in die tuin kom wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet.
Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Adam en Eva word ontmasker. Hulle wou nie hê dat God moet agterkom dat hulle eintlik soos hy wil wees nie. Dat hulle sondige gedagtes het, dat hulle selfsugtige begeertes het. En daarom gee hulle aanvanklik voor dat alles oukei is, totdat God in die tuin kom wandel en hulle nie langer kan voorgee nie, en dan gaan kruip hulle weg. En as God hulle dan selfs gaan soek daar waar hulle wegkruip, dan reageer hulle op twee maniere. Eerstens, vlug hulle. Ons sien dit daar in vers 8. Hulle gaan kruip weg. Wanneer dinge skeefloop in die lewe, is ons ook geneig om te onttrek. Ons maak dan ook soos Adam en Eva. Ons gaan kruip weg. En wanneer ons dan uitgevang word, wanneer ons gesien word vir wie ons werklik is, dan probeer ons ontken. Ons sukkel om eerlik te leef, om ons sonde te bely, om ons swakhede te erken. En ons sê baie moeilik jammer. Ons vlug. En die rede waarom ons vlug is, ons is bang. Dit sê Adam hier in vers 10. En daarom gaan kruip ons weg. Daarom dra ons maskers. Adam was bang, want hy ontdek dat hy kaal is, dat hy ontbloot is, dat hy ontmasker is. Ek en jy is ook dikwels bang. Ons is bang vir veroordeling. Mense sal nie verstaan nie. Wat gaan die mense van my dink? Ons is bang vir verwerping, want niemand anders sukkel so nie, dink ek. Dis net ek wat so leef en so sukkel. Ons is bang vir mislukking, want mense verwag sukses. Ons is bang om ontbloot te word. Mense gaan my broosheid uitbuit. Die tweede ding wat Adam en Eva doen, nadat hulle gevlug het, is om te veg. Dit sien ons daar in vers 12. Dit is altyd makliker om die skuld op ander te pak, om vinger te wys. En dis gewoonlik ons eerste reaksie wanneer ons uitgevang word, né? En dit was Adam en Eva se eerste reaksie toe die waarheid aan die lig kom. Waarom veg ons? Dieselfde rede as waarom ons vlug. Vrees, ons is bang. Ons voel verneder sodra ons uitgevang word. En daarom wil ons eerder ander blameer. Adam doen dit, hy sê, dis die vrou se skuld, maar dis nie vir hom genoeg nie, o nee, dis die vrou wat u my gegee het, om my by te staan. Dis haar skuld, maar eintlik blameer hy vir God, dis eintlik u skuld, want u die vrou vir my gegee. As u nie hierdie vrou vir my gegee het nie, sou ek nie in die versoeking gelei gewees het nie. En Eva, die oomblik toe die vingers na haar wys, toe wys hy weer die vinger weg. Sy beskuldig die Satan. Dis altyd almal se skuld, behalwe my eie. Want ek is bang. Ek is bang om my skuld te erken, want dan gaan ek sleg lyk. Ek is bang vir die konsekwensies daarvan, want dan moet ek die prys van my eie ego betaal. Ek is bang vir die verantwoordelikheid, want dan moet ek begin werk aan myself, en ek moet verandering bring waar nodig. Ons vlug en ons veg ook. Ja, omdat ons bang is, maar agter die vrees sit iets selfs nog dieper. Leuns. Ons glo 'n klomp leuns, net soos Adam en Eva hulle ore uitgeleen het en uiteindelik vir die leuns van die Satan geval het. Ons glo die leuen, 'n mens mag nie misluk nie, want dis 'n teken van swakheid. Of die leuen dat God nie sal verstaan nie, want hy verwag perfeksie. Of die leuen dat niemand in elk geval omgee nie, want niemand het regtig tyd vir my nie. Of die leuen, dit help nie eers ek kla oor die dinge wat verkeerd in my lewe is nie, want niemand gaan luister nie. Of die leuen, dat ek mense se respek gaan verloor as hulle die waarheid ken, want niemand hou van verloorders nie.
Dis hierdie leuns wat my in vrees laat lewe, wat my laat vlug of laat veg, wat uiteindelik vir my laat maskers dra. Adam moes erken, ek is kaal. Ons wil baie keer nie erken wanneer ons worstel nie, wanneer ons fouteer, wanneer ons sukkel, wanneer ons sondig nie. Dis asof ons hoop dat niemand deur ons maskers sal sien nie. Dis asof ons glo dat ons vir die res van ons lewens met maskers sal kan loop en dat ons nooit uitgevang sal word nie. Maar die Here ken maskers en die Here ontmasker mense. En een of ander tyd kom soek hy ook vir my en vir jou daar in die tuin. Een of ander tyd kom vra hy ook vir jou en my, soos vir Adam en Eva, waar is jy? En hy vra nie na die plek waar ek en jy wegkruip nie. Hy weet presies waar ons is. Hy ken al die wegkruipplekke. Hy vra oor die toestand waarin ek en jy verkeer. En hy wil weet of ek en jy weet van hierdie toestand waarin ons sit. En hy wil weet of ek en jy gereed is om eerlik te wees oor ons situasie. En hy doen dit nie omdat hy ons wil uitvang, of omdat hy ons wil straf, of omdat hy ons wil verneder nie. Hy doen dit omdat hy ons liefhet. Want die Here weet, maskers is nie goed vir mense nie. Hy wil ons daarvan losmaak. En hy weet, die oomblik as ek my masker afgehaal het, dan bring dit vryheid. Ek hoef nie meer in vrees te leef nie. Ek hoef nie meer met leuns en met skuld saam te leef nie. Hy weet die oomblik as ek my masker afhaal, dan bou dit karakter, want dit verg moed en krag om van my maskers ontslae te raak. Hy weet dat deur die masker af te haal, verkondig ek die evangelie van bevryding, dat Christus gekom het om mense vry te maak van maskers. Hy weet dat deur my masker af te haal, maak dit my oop en toeganklik vir ander mense. Ander kan nou met my identifiseer. Dit bring ook hoop vir ander. Dit inspireer ander mense om ook van hulle maskers ontslae te raak. En hy weet, deur my masker af te haal, help dit my om te leef met integriteit. Vry mense hoef nie meer voor te gee nie. Vry mense jok nie meer nie. 2000 jaar gelede het Jesus ook vir ons, vir my en jou kom soek, waar ons wegkruip. Hy het in hierdie aardse tuin kom wandel, hy het na ons geroep, waar is jy? En ek en jy moes uiteindelik ook maar antwoord, hier is ek, Here. Ek is kaal. Vanoggend kan ek en jy dit doen, deur saam te bid. Here, hier is ek. Ek is kaal, ek bely dit, ek erken dit. En ek vra dat U vir my sal vrymaak van leuns, vrymaak van voorgee en vrymaak van maskers. Amen. As jy die Here wil dien met jou dankoffer, is jy welkom om ook elektronies in die gemeente se bankrekening in te betaal. Kyk gerus vir die besonderhede aan die einde van die uitsending. Ons slotlied is 'n gebed wat aansluit by hierdie gebed wat ons so pas gebid het. Here, leef in my, sodat vrees en leuns nie meer in my hoef te leef nie. Bid dit gerus saam.
ek nooi jou, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi jou. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën met die waagmoed om eerlik te wees. Mag die Here jou seën met die onderskeidingsvermoë om leuns te ontmasker. Mag die Here jou genade gee om sonder maskers te leef.